Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Het is vandag donderdag, die 27ste Maart 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word weer eens net kortliks weergegee. En ons hoofopskrifte vandag sê, onveiligste lande in die wêreld, Suid-Afrika is nommer 5. Nuushooftrekke vir vandag lyk so: winkeleienaar doodgeskiet, aanvallers nie gevind nie. Onveiligste lande in die wêreld, Suid-Afrika is nommer 5. FNB is die bokke se nuwe hoofborg. FSA stuur nuwe ambassadeur vir Suid-Afrika. Jocelyn Smith se pa verwag die ergste in die hof. UFC kampioen tronk toe na skietery. Dagga koekies mag nou weer verkoop word. Uit 147 lande is misdaad in Suid-Afrika die 5de hoogste ter wêreld, wys 'n indeks wat deur die datagroep Numbeo uitgereik is. Volgens die indeks is misdaad die ergste in Venezuela nommer 1, Papua Nieu-Guinea nommer 2, Haiti nommer 3, Afghanistan nommer 4 en Suid-Afrika is dus die veiligheidsindeks ook die laagste. Suid-Afrika het meer misdaad en is onveiliger as lande so Syrië in die 8ste plek, Somalië in die 17de plek, Iran in die 55ste plek en Oekraïne in die 68ste plek. Amerika is nommer 59, met net 'n bietjie minder misdaad as Brittanje op nommer 61 en Nieu-Seeland 62. Die Afrika-lande met die minste misdaad is Rwanda, Tunesië en Ghana. Numbeo vra sy gebruikers vra oor hulle algemene persepsie van misdaadvlakke en ontleed antwoorde van inwoners en besoekers oor hulle gevoel van veiligheid terwyl hulle in die nag en in die aand sal stap. Vrae word aan hulle gestel oor hoe bekommerd hulle is oor rooftogte, motordiefstal, fisieke aanvalle deur vreemdelinge, tuistering in openbare plekke en diskriminasie op grond van faktore soos velkleur, etnisiteit, geslag en godsdiens. Die polisie het 'n grootskaalse soektog van stapel gestuur nadat 'n winkeleienaar van George maandag aand tydens 'n rooftog noodlottig in die maag gewond is. Die winkeleienaar was glo in die winkel toe 3 gewapende mans ingestap het. Hulle die winkeleienaar gedreig en geld en selfone geëis toe 'n skoot blykbaar afgegaan het. Die man is hospitaal toegeneem, maar met sy aankoms daar is hy dood verklaar. Die aanvallers het 'n selfoon en 'n onbekende bedrag geld gebyt en toe gevlug. Die polisie in Tambaletto ondersoek 'n saak van moord en roof by 'n sakeonderneming. Die aanvallers is steeds op vrye voet. FNB se naam sal voortaan op die Springbok-try verskyn. Die bank se naam sal ook op die trye van ander nasionale spanne verskyn. Die goue reël by SARU bly dat die borgers se name eers aangekondig word wanneer die geld in die bank is. FNB raak betrokke nadat MTN Dinsdag aangekondig het dat hy sy borgskap by die bokke beëindig het. Hy het die hoofborgskap voor op die boktry in 2017 oorgeneem. Die waarde van die hoofborgskap op die Springbok-try het in die afgelope 6 jaar van 78 miljoen rand tot 160 miljoen rand gegroei, het 'n ingeligte onlangs aan die koerante gesê. Dis grootliks danksy die sukses op die veld. Siya Kolisi se span het immers die wêreldbeker toernooi in 2019 en 2023 gewen. Donald Trump het Leo Brent, nommer 3 op 69 jaar oud, 'n konservatiewe aktivis en skrywer benoem as Amerika se ambassadeur in Suid-Afrika. Die benoeming moet nou deur die Senaat bekragtig word. Boswell was nie altyd 'n aanhanger van Trump gewees nie. Hy Trump in 2016 in 'n TV-onderhoud op Fox News as 'n skaamtelose selfpromotor en die grootste kwaksalwer tot nou toe nog beskryf. Hy het later sy denkie verander en een van Trump se grootste ondersteuners geword. In 2019 het hy gesê die media haat Trump omdat hy die eerste staatspresident is wat openlik oorlog teen die media verklaar het. Boswell, pro-Israel ondersteuner se seun, Leo nommer 4, was een van Trump se ondersteuners wat die Kongresgebou in Washington DC op 6 Januarie 2021 bestorm het. Hy is verlede jaar skuldig bevind en tot bykans 4 jaar tronkstraf gevonnis. Die EFF beskou Boswell se benoeming as 'n berekende daad van aggressie teen Suid-Afrika. Dr. Corneille Mulder, VF+ leier, sê Boswell se benoeming is 'n welkome ontwikkeling en wys dat Suid-Afrika steeds hoog op die agenda in Amerika is.
Een van die belangrikste rolle van 'n ambassadeur is om goeie betrekkinge tussen state te probeer hou, om konflik te bestuur en om handelsbetrekkinge te bestuur. Die pa van Jocelyn Smith was oënskynlik 'n gebroke man nadat hy die getuienis van die ondersoekbeampte in die saak oor sy vermiste kind aangehoor het. Jose Emke het stap voor hom uitgestaar terwyl kaptein Wesley Lombard die ondersoekbeampte getuig het wat Kelly Smith, Jocelyn se ma, in hulle eerste gesprek na die meisietjie se verdwyning aan hom gesê het. Dit was op 25 Februarie 2024, 6 dae nadat Jocelyn spoorloos vanuit die Middelpos informele nedersetting by Diasville in Saldanha verdwyn het. Die voormalige UFC swaargewig kampioen is tot 5 jaar tronkstraf gevonnis op 'n aanklag van poging tot moord. Dit volg nadat hy agter 'n man in 'n voertuig aangejaag het, waarvan hy beskuldig word dat hy die seun gemolesteer het. Die Amerikaner het op 'n voertuig geskiet waarin 3 mense was, onder wie die 46-jarige Harry Goularte, 'n ander man in die bakkie, is in die arm en bolyf getref. Goularte was die beoogde slagoffer en volgens die distriksprokureur staan Goularte tereg op aanklagte van kindermolestering waarop hy onskuldig gepleit het. Velasquez was reeds onder huisarrest en sy vonnis word verkort om voorsiening te maak vir die 1283 dae wat hy reeds uitgedien het. Velasquez het Paul Bender in die skietvoorval beseer. Dit het gebeur gedurende 'n byna 18 km lange motorjaagtog, terwyl Velasquez verskeie skote met 'n handwapen op hierdie voertuig afgevuur het. Die Californiese boerling het na 'n nederlaag teen Francis Ngannou in 2019 uit UFC getree met 'n prestasiegeskiedenis van 14 oorwinnings en 3 losings. Die verbod op die verkoop van onder meer Dagga koekies is Dinsdag aan teruggetrek nadat Dr. Aaron Motsoaledi, minister van Gesondheid, met president Cyril Ramaphosa vergader het. Motsoaledi het op 7 Maart in die Staatskoerant die aangepaste wet op voedingsmiddels, skoonheidsmiddels en ontsmettingsmiddels gepubliseer wat Dagga en hennep en kosprodukte verbied het. Hennepsaadolie en hennepsaadmeel was op die lys van verbode produkte. Die verbod het kommer by politici en belanghebbendes gewek, aangesien dit die landbouekonomie kon benadeel het en daar onvoldoende openbare konsultasies was om insette van die sake en gesondheidsbedrywe te verkry. Volgens kenners was die nasionale regering sy eie ramings dat die bedryf in Suid-Afrika moontlik 28 miljard rand tot die ekonomie kan bydra en 10.000 tot 25.000 werksgeleenthede kan skep. Tientalle jongvolwassenes en kinders wat glo gevangene gehou is in die voorstedelike huis in Johannesburg het ontvlug, het die polisie gesê. Dit word vermoed dat die aangehoudenes die slagoffers van 'n mensenhandelssyndikaat was. Die polisie het 34 van die ontsnaptes, almal Ethiopiese burgers, gevind, so het 'n polisiewoordvoerder aan joernaliste gesê. Die meeste van hulle was minderjarig. Hulle ouderdomme word tussen 13 en 24 jaar geskat. Daar word beweer dat hulle teen hulle wil aangehou is, sommige halfnakend gevind is. 3 ander Ethiopiese burgers is in hegtenis geneem op vermoede van mensenhandel en die onwettige besit van 'n pistool. Arm gesinne wat mieliemeel in grootmaat aankoop om te probeer bespaar, moet nou elke maand byna R60 meer daarvoor opdok as 'n jaar gelede. Altesaame kos die 17 mees basiese kossoorte wat die gemiddelde arme huishoudings in 'n maand koop sonder enige melk, vrugte of groente nou R101 meer as 'n jaar gelede, wat 'n styging van 3,6% verteenwoordig. Die prys van 30 kg mieliemeel het met R56, oftewel 19%, tot R347 opgeskiet. Die gemiddelde prys van 'n witbrood het met 6 sent tot R16,43 gedaal en die gemiddelde prys van 'n breinbrood met 11 sent tot R15,38. Die indeks meet die prys van kossoorte wat arm huishoudings in verskeie woonbuurte landwyd aangekoop het. Range Rover het onlangs sy sportreeks met 'n nuwe hybride model uitgebrei, die P460e. In die P460e se geval span die Range Rover Sport 'n lekker woelige 3 liter inlyn 6 in wat turbo aangedrewe is in kombinasie met 'n e-motor wat sy krag vanaf 'n 38 kWh lithium-ion battery ontvang. Jy kan die sport in 3 modusse bestuur, EV benut, net die battery en e-motor vir aandrywing. In hybrid sal die meestal die e-motor en battery gebruik tot die battery pap is. Volgens die reëls mag spanne slegs 2 buitelandse spelers op hulle boeke hê.
Die Vrystaters het reeds 2 Namibiërs, Louis van der Westhuizen en Arno Skotsee, in hulle geleedere. Die Cheetahs se eerste keuse op loskakel, Ethan Wenzel, het 'n las van 'n rugbesering. Josh Lawrence het in die eerste 3 SA beker wedstryde daar speelkans gekry, terwyl Clayton Blommetjies van dese week met die nuus oor Swanepoel as 'n leenspeler betrek is. Die slot, Victor Sekekete en flank Pierre Uys is die enigste voorspelers wat ook teen die Pumas in Mbombela in die opdrafspan was. Sekekete neem weer die kapteinskap oor. Die Cheetahs sal na die wedstryd 4 wedstryde in 'n ry in Bloemfontein teen onderskeidelik die Griffins, SWD Arende, Valke en die Grens speel. Jonathan Lottering is Saterdag om 1500 uur die skeieregter vir hierdie wedstryd. Nagenoeg 1500 jong rugbyspelers en 235 afrigters sak volgende week op die ikoniese Mark Kotter sportgronde van Paul Roos Gimnasium toe vir die 4de weergawe van die gewilde Willie Leroux rugbyfees vir laerskole. Vanjaar word die toernooi van 2 tot 5 April aangebied in samewerking met Leroux, 'n tweemalige wêreldbekerwenner wat met 98 toetse op sy kerfstok pronk en 'n produk van die laerskool Loggenenhof in die Strand en Paul Roos Gimnasium in Stellenbosch was. Wat die rugbyweek so uitsonderlik maak, is die kans vir laerskoolkinders om hulle horisonne op die rugbyveld te verbreed en weg van hulle gewone ligas te beweeg om ongekende teenstanders aan te durf. Elke span sal in 5 wedstryde van 30 minute elk, 15 minute na kant in aksie wees met 3 minute vir rustyd. Besoekers kan 'n toegewyde markiestent, 'n verskeidenheid kosstalletjies en genoeg ruimte geniet om te ontspan en energie van laerskool rugby op sy beste te geniet. Novak Djokovic het in sy beste vertoning sedert die Australiese Ope 12 van die laaste 14 potte in sy wedstryd teen Lorenzo Musetti gewen en so die kwart eindronde van die Miami Ope gehaal. Hy het die Italianer met 6-2 en 6-2 gewen. Djokovic, 'n 6-malige Miami kampioen, speel volgende teen die Amerikaner Sebastian Korda wat vroeër die dag met 6-4, 2-6 en 6-4 teen die Franse veteraan Gael Monfils geseëvier het. Die Argentyn Francisco Cerundolo het die 3-malige finalis Casper Ruud van Noorwe met 6-4 en 6-2 geskok en so die kwart eindronde van die toernooi vir die 3de keer in 4 jaar gehaal. In die vrouloting het Jasmina Paulini 7 uit die 8 breekpunte teen haar afgeweer en so 'n oorwinning oor Magdalenet behaal en haar plek in die halve eindronde verseker. Paulini kom volgende teen Aryna Sabalenka, die wêreld se nommer 1 vrouespeler te staan, nadat Sabalenka vir Zheng Quinyin van China met 6-2 en 7-5 gewen het. Fernando Alonso het erken dat hy met 'n besering sukkel nadat hy vir die tweede keer agtereenvolgens nie daaraan kon slaag om 'n wedren in die nuwe Formule 1 seisoen te voltooi nie. Die 43-jarige Spanjaard het nog nie 'n punt aangeteken nie en was Sondag genoop om hom na 4 rondes aan die Chinese Grand Prix te onttrek. Die voormalige F1 wêreldkampioen het sedert 2013 nie 'n wedren gewen nie en is steeds na sy ontwykende 33ste Formule 1 loopbaan oorwinning op soek. Alonso is tans onderaan die punteleer op die Formule 1. Die bespiegeling oor Liam Lawson se toekoms by Red Bull het verder momentum gekry na berigte dat die Formule 1 span besluit het om die Nieu-Zeelander met die Japaneese renjaer Yuki Tsunoda te vervang. Die amptelike aankondiging word lydensberigte later in die week verwag. Lawson is die seisoen van Racing Bulls Red Bull se voedingsspan bevorder om die Mexicaan Sergio Perez te vervang. Martin se eerste 2 rennaweke in Australië en China gesukkel. Die 23-jarige Kiwi was verlede seisoen saam met Tsunoda by Racing Bulls vir 6 wedrenne nadat hy ingespan is as 'n plaasvervanger vir die Australiër Daniel Ricciardo. Hy is daarna na die Red Bull span opgeskuif terwyl Verstappen tweede op die punteleer is, 8 punte agter Lando Norris vir McLaren. Na tweede en 'n 4de plek asook 'n 3de plek in die blitsren in China moet Lawson nog sy eerste punt aanteken. Verstappen het erken dat die huidige motor moeilik is om te bestuur, met Lawson wat gesê het hy sukkel om genoegsame woema daaruit te kry. Faf du Plessis, Suid-Afrikaanse veteraan cricketspeler, sê hy het baie lewe oor as 'n franchise-speler, maar dat sy nie se skuif in die Indiese Premier Liga, die IPL, die laaste hoofstuk van sy loopbaan sal wees. Die 40-jarige aanvangskolwer het maandag aan 29 lopies van 18 balle geslaan vir die Delphi Capitals in 'n oorwinning met 1 paaltjie oor die Lucknow Super Giants. Du Plessis het in 2018 en 2021
2 IPL titels, saam met die Chennai Super Kings gewen, maar geniet na die uitdaging, saam met 'n span wat steeds na sy eerste IP titel streef. Die skuif van die Chennai na RCB was die begin van 'n goeie hoofstuk. Nou is ons by die laaste hoofstuk van hierdie boek. Hoeveel bladsye daar ook al is, het hy aan die media bekend gemaak. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R124.99 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou, jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak, hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Advertensie van Grizzly Bear Academy, stel jy dalk belang in MMA, Jiu-Jitsu, boks of skobboks, voel vry om Coach Warren in Bloemfontein te skakel by 065-989-1472. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 21-33, Polokwane 17-27, Lephalale 21-32, Mbombela 19-29, Mahikeng 18-29, Pretoria 17-25, Johannesburg 20-27, Ermelo 14-21, Richards Bay 21-23, Pietermaritzburg 17-18, Durban 21-23, Port St. John's 20-21, Bethlehem 14-22, Bloemfontein 15-29, Alaval Noord 13-27, Welkom 17-30, Vryburg 17-30, Kimberley 18-30, Appington 22-35, Prieska 16-31, Springbok 17-29, Karasburg 21-33, Keetmanshoop 23-34, Mariental 23-33, Alexanderbaai 16-21, Brandvlei 17-31, Loederitsbaai 18-24, Vredendal 18-33, Kaapstad 17-24, Sutherland 12-24, George 15-20, Jeffreys Bay 17-21, Tabarra 15-23, Rafreinet 11-24, Oos-London 14-24, De Aar 14-28. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R18.26 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.49, die euro verhandel teen R19.63, die pond kos $23.53, die prys van silwer is $33.60 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3.019 per fyn ons, die prys van Brent-olie is $73.2 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n aangename dag word vir julle toegewens.